Goed, ons is besig met teorie. So volgende vra hulle vir ons by 1.2. So 1.2. Definieer die term etiek. Nou wat beteken etiek of wat is etiek? Etiek is basies 'n stel reëls of beginsels of standaarde. Kom ons sê eerder 'n stel standaarde of beginsels. So wat is etiek? Etiek is 'n stel beginsels of standaarde wat jy op besluit wat dan gaan bepaal wat is aanvaarbare of onaanvaarbare gedrag in die besigheid. So dis standaarde of beginsels. Okay. Wat jou gaan help om te besluit wat is aanvaarbare gedrag en wat is onaanvaarbare gedrag in 'n besigheid. So etiek is standaarde en beginsels wat jou help om te besluit wat is aanvaarbare en onaanvaarbare gedrag in 'n besigheid. Die eienaar van die besigheid is bekommerd oor die koers van die diefstal van voorraad uit die stoorkamers. En hy het na jou toe gekom vir raad. 2 interne kontrole maatreëls. Nou hulle is so lief vir interne kontrole maatreëls deesdae, hoor. So jy moet maar begin dink, hoe gaan jy jou kontroles in plek kry? So hoe gaan jy jou sisteme kontroleer, jou werkers kontroleer, jou voorraad kontroleer? Watter maatreëls beheer, hoe kan jy beheer uitoefen oor jou voorraad om seker te maak dat daar nie goedere gesteel word nie? So hierdie gaan oor voorraad se interne beheermaatreëls. So jy kan hierdie later gaan leer as voorraad se interne beheermaatreëls. Nou een van die maklike goed wat jy altyd kan onthou is, jy moet fisiese voorraadopnames doen. So jy kan hom altyd doen of gereeld doen. Ek sal daai woord net daarby sit. Gereeld doen en dan kan jy dit vergelyk met jou rekords. So dit beteken nou, dis daai wat jy jou voorraad tel, so jy gaan tel letterlik elke blikkie kos en dan gaan kyk jy maar hoeveel blikkies kos het jy verkoop volgens jou handelsvoorraad rekening. So dit is om gereelde fisiese voorraadopnames te doen en dit met jou rekords te vergelyk. Jy kan jou personeel roteer. Dit is 'n baie goeie ding. So roteer jou personeel. So moenie dat daar dieselfde personeel elke liewe dag en elke liewe week werk in die stoorkamers nie. Want dan gaan hulle begin agterkom waar is daar 'n loophole waar hulle dalk ietsiekie kan vat. So roteer jou personeel gereeld. Okay? En dan kan jy sê moenie dat dieselfde persoon moenie die voorraad bestel ontvang en aanteken nie. So dit beteken, jy moet een persoon hê wat die voorraad bestel, een persoon hê wat die voorraad gaan ontvang by die stoorkamers en dit dan daar gaan aanteken en een persoon wat die aantekeninge in ons stoorkamers se boeke gaan maak. So een ontvang dit, een bestel dit, een teken dit aan. So daar moet verskillende persone wees. So ons noem hierdie eintlik 'n verdeling van pligte. So daar moet 'n verdeling van pligte wees as dit kom by die voorraad en die ontvang van voorraad, die bestel van voorraad en die aanteken van voorraad. En maak seker dat 'n senior persoon altyd voorraad goedkeur. So 'n senior persoon moet alle voorraad transaksies goedkeur. Okay, goedkeur. So hier is 'n paar goeders wat jy kan uit daai 4 uit kan jy nou 2 kies wat jy gaan leer. So as hulle vir jou interne beheermaatreëls oor voorraad wat gesteel word of voorraad, hoe om jou voorraad beter te beheer. Is die eerste een, jy kan fisiese voorraad, gereelde fisiese voorraadopnames doen, dit vergelyk met die rekords wat jy aangeteken het. Jy moet jou personeel roteer en daar moenie 'n vaste stelsel wees van jy werk elke tweede naweek, dit kan periodiek gebeur. Dan moet jy nie dieselfde persoon hê wat die voorraad ontvang, bestel en aanteken nie. Jy moet verskillende mense hê wat daai doen, want anders te bestel hulle sê net maar 50 blikkies kos. Hulle skryf net hulle bestel 30, daar kom 50 daaraan, by die mense wat ontvang vat daai 20 en die aanteken teken net nie daai 20 aan nie, want dit is dieselfde mens wat al daai goeders doen. So dan kan jou werkers elke maand goeders steel sonder dat jy dit besef. En dan ook 'n maklike een is om 'n senior persoon te hê wat alle voorraad transaksies goedkeur. Dis nogal 'n maklike een. So gaan leer hierdie, dis verskriklik belangrik. Die eienaar van die besigheid is bekommerd oor die bedrag geld. So hierdie gaan oor interne beheermaatreëls
weer 'n keer, maar in hierdie geval gaan dit oor die kontant van die besigheid. So hoe kan ons beter kontrole of beheer uitoefen oor die kontant in ons besigheid? Want daar is besig om geld weg te raak en ons is bekommerd daaroor, nê. So weer 'n keer, dieselfde persoon wat die boekhouding, een persoon moet boekhouding hanteer die boekhouding en 'n ander een deponeer dit. So jy moet verskillende, ek sal hierso net weer sê verdeling van pligte, net in hakies. Een hanteer die boekhouding, so een teken hierdie transaksies aan en die ander een deponeer die geld fisies by die bank. Okay. Een persoon moet al die deponeerdokumente nagaan. So kry 'n persoon wat die dokumente van die deponering nagaan. So jy moet seker maak dat daar een persoon is wat dit kan elke keer kontroleer en dit moet nie dieselfde persoon wees wat dit die boekhouding en die deponering hanteer nie. En dan moet jy verseker dat daar op 'n daaglikse basis kontant gedeponeer word. So kontant moet op 'n daaglikse basis gedeponeer word om seker te maak dat kontant nie verlore gaan nie. Nee, dit kan maklik wees. En dan 'n baie maklike een deesdae is om EFO transaksies aan te moedig. Jy moedig dit aan, want dit maak dit net baie makliker dat daar nie fisiese kontant is wat jy moet kontroleer nie. So watter twee goeders kan jy onthou? Een persoon moet die boekhouding doen, 'n ander een moet die deponering doen en dit is die verdeling van pligte. Die ander een is een persoon moet die opnames doen van of alle dokumente opnames doen en dan dit ook nagaan. So een persoon moet dit nagaan en dan moet dit daaglikse kontant gedeponeer word. So hierdie is hoe om kontant te kontroleer, interne kontrole van kontant. So jy kan hierdie weer op 'n ander keer gaan neerskryf en dit leer. Okay, dis die einde van vraag 1.